Goeiedag almal en baie welkom by ons online diens vanoggend. Dis vir ons lekker dat julle inskakel by Granendal se online diens. En ek hoop dat julle, waar julle ook al vandag is, al 'n lekker tydjie daarop saam met julle familie gehad het en sommer net 'n bietjie kon laat lê. Ons gaan vandag aan met ons reeks Hurt Your Healing Mind, genees jou stikkende gees. En dit is ook die laaste deel vanoggend in hierdie reeks. Ons het gepraat oor die middel, ons het gepraat oor hoe mense op plekke kom waar Jesus vir jou vra, wil jy gesond word? En vandag kom ons by die laaste deel waar ons praat van bly vry in Christus. Ons leef in 'n wêreld waar mense baie oor die fisiese gesondheid praat, maar ons praat nie altyd oor die stryd in ons gedagtes nie. Die gedagtes is baie keer daai persoonlike plek waar jy alleen in 'n stryd is en mense dit nie sien en weet nie, maar tog weet ons dat as ons na God se woord kyk, dat daar 'n geestelike stryd is. Daar's definitief 'n stryd aan die gang wat eintlik gaan oor om die beheer van ons gedagtes te hê. Nou die vyand val nie net mense aan wanneer hulle swak is nie. Die vyand val baie keer mense die hardste aan wanneer hulle begin genees, wanneer jy deur daai plek gekom het van die middel, wanneer jy deur die plek gekom het waar Jesus jou gevra het, wil jy gesond word, en jy geantwoord het, ja. Nou, miskien het jy die afgelope tyd groei beleef, jy slaap beter, die angs wat jy ervaar het is nie meer so intens nie, en daar is weer hoop in jou hart. Maar dan is daar daai fluisteringkie in jou wat jy hoor, van, wat as dit nie hou nie? Wat as ek terugval? Wat as ek nooit regtig genees word nie? En dis presies waaroor God se woord so dikwels ook met ons praat. Paulus skryf vir ons in Galasiërs 5 vers 1 en hy sê, Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder die slawe juk laat indwing nie. Jesus het nie net gekom om sonde te vergewe nie. Hy het gekom om mense vry te maak. Vry van skuld, vry van sonde, vry van dinge wat hulle vasbind. Paulus sê, Christus het jou vrygemaak. Nou moet jy vas staan in daardie vryheid. Die vryheid wat jy gekry het, was nie 'n ongeluk gewees nie. Dit was God se bedoeling gewees. Ons het deur hierdie hele reeks geleer dat redding onmiddellik gebeur. Soms gebeur dit in 'n proses, want genesings is dikwels 'n groter proses as wat dit net 'n onmiddellike genesing is, maar God kan ook onmiddellik red. In daai oomblik kan hy jou gedagtes vernuwe. In daai in daai oomblik kan hy jou emosies, gewoontes verander, maar partykeer doen hy dit ook oor tyd. En daarom moet ons verstaan, jy word vrygemaak deur Christus, maar jy moet ook leer om vry te bly. En dis waar die vyand soos sliek is, soos slinks is. Hy val ons dikwels aan na 'n deurbraak. Die Bybel waarsku ons om wakker en nugter te wees. 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter, wees wakker. Julle vyand die duiwel loop soos 'n brullende leeu rond, op soek na iemand om te verslind. Wanneer jy begin groei, moet jy wakker wees. Jy moet waaksaam wees, want die vyand wil jou terugtrek na die plek waar God jou uitgehaal het. Daarom sê die Bybel vir ons hierso, wees versigtig. Wees gebedsvol. Met ander woorde, wees gefokus op koneksie met God, met daai verhouding. Bou daai verhouding. So wees versigtig. Paulus sê ook in 1 Korintiërs 10 vers 12, daarom wie meen dat hy staan moet oppas, dat hy nie val nie. Dis interessant, Paulus sê nie die gevaarlikste oomblik is wanneer jy swak voel nie. Hy sê die gevaarlikste oomblik is wanneer jy dink jy is sterk genoeg om op jou eie te staan. Daarom moet ons versigtig wees met 3 dinge. Ons moet versigtig wees as dit kom by ons eie insette,
ons eie gewoontes en in ons verhoudings. Nou kom ons kyk gou na hierdie 3. Wees versigtig met jou eie insette wat die eerste een is. Wat jy inneem, vorm jou gedagtes. Wat jou aandag kry uiteindelik toegang tot jou hart. En daarom lees ons in Filippense 4 vers 8, wat sê, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is en alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Spreuke 4 vers 23 sê, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Dis waarom ons moet vra, wat kyk ek? Wat luister ek? Wat vul my gedagtes? Want wat jou gedagtes vul, vorm jou hart. En wat jou hart vorm, bepaal die koers van jou lewe. As iets jou konstant angstig maak, bang maak, jaloers maak, bitter maak of wegtrek van Christus af, verander dit. Haal daai inset, daai ding in jou lewe uit en sit dit weg. Nie omdat iets normaal geword het in die net omdat iets normaal geword het in die wêreld, beteken nie dat dit gesond is vir jou siel nie. Wees versigtig vir gewoontes. Gesonde gewoontes bring gesonde vrug. Ongesonde gewoontes bring ongesonde vrug. Genesing gebeur deur God se genade, maar dit gebeur ook deur gesonde gehoorsaamheid en gesonde ritmes. As angs jou oorheers, maak dit 'n gewoonte om jou dag met God se woord te begin. As uitbranding besig is om jou te vernietig, leer om rus te vind by God, soos God rus aanbeveel en vir ons wil leer. As sekere dinge jou gedagtes aftrek, stel grense. Van die gewoontes wat jy bou, help om die vryheid wat Christus gee te beskerm. Die tweede een is, wees versigtig met jou verhoudings. Die Bybel sê in Spreuke 13 vers 20, wie met wyse mense omgaan, kry selfs wysheid. Wie hom met dwaase ophou, word self sleg. Spreuke 12 vers 26 sê, die regverdige laat sy pad vir hom wys deur 'n vriend. Die goddelose verdwaal op 'n pad wat hulle self kies. Jy kan almal lief hê, maar jy hoef nie almal naby aan jou hart te hou nie. As iemand jou konstant terugtrek na bitterheid toe, sonde, negativiteit of wanhoop, so dalk die tyd in jou lewe waar jy dalk daai verhouding moet herdefinieer. Bepaal of dit die verhouding is wat jy wil hê en waarin jy moet wees en of dit goed is vir jou. Nie almal uit jou verlede hoort in jou toekoms nie. En dan die derde een is wees gebedsvol. Hierdie stryd is nie net prakties, maar is ook geestelik. Ja, daar kan fisiese redes wees vir jou stryd. Ja, daar kan emosionele redes wees, maar daar is ook 'n geestelike oorlog. Daarom sê Efesiërs 6 vers 10, verder nog, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. En dan vers 12 sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor die sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. En oor hoor ons die woorde, staan vas. Ons bly vry in Christus as ons vas staan, as ons bid. En as ons weer sukkel, dan staan ons weer vas en ons bid weer. En dis 'n proses van vas staan en bid. Wanneer jy staan, doen jy wat jy kan doen. Wanneer jy bid, vertrou jy God om te doen wat net hy kan doen. Gebed is nie net 'n voorbereiding vir die geveg nie. Gebed is die geveg. Gebed herinner jou dat jy nie in beheer is nie, maar dat God wel is. En die groot geheim, die groot wonderlike ding is, Christus hou ons vry. Miskien hoor jy vandag daardie stem van vrees van wat as ek weer terugval? Wat as ek nie regtig verander het nie?
dan antwoord jy met die waarheid van God. Wat ons in Johannes 8 vers 36 kry, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle werklik vry wees. Dieselfde Jesus wat jou vrymaak, is ook die Jesus wat jou dra. Hy versterk jou gedagtes. Hy bring vrede in jou angs. Hy troos jou hartseer en hy genees jou seer gedagtes. Want hy is die God van vrede. Ware vryheid begin nie by beter gedrag nie. Ware vryheid begin by oorgawe aan Jesus. Jesus Christus het aan die kruis gesterf vir ons sonde. God het hom uit die dood opgewek en elkeen wat hom aanroep sal gered word. Dis nie selfhelp wat jou red nie. Dis nie wilskrag nie. Dis Christus. En vandag nooi hy jou na vryheid toe. Wanneer jy jou sondes bely, vergewe hy jou. Wanneer jy hom vertrou, maak hy jou nuut. Wanneer jy jou lewe aan hom oorgee, begin hy die werk van genesing. So geloofsfamilie, as ons klaarmaak met die gedeelte in ons reeks van genees jou stikkende gees, or hurt jou heal your hurting mind. Geloofsfamilie, wees versigtig. Wees gebedsvol. Bly afhanklik van God. Want 1 Tessalonisense 5 vers 24 herinner ons, hy wat julle roep, is getrou en sal dit doen. En onthou, redding gebeur in 'n oomblik, maar genesing is dikwels 'n proses. Maar die God wat dit begin het om jou te genees, sal getrou wees en hy sal die werk klaar maak. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan besef dat ons redding vind in 'n oomblik plaas. Here, dankie dat U ook in die woord vir ons wys dat genesing soms 'n proses is. En Here, ek bid dat U vir ons elkeen sal help op hierdie pad van om ons stikkende gees, ons stikkende gedagtes te laat genees deur U. Dankie dat ons weet dat die goeie werk wat U in ons begin het, U voluit sal voltooi. Ons sê dankie en ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Baie dankie aan elkeen van julle wat ingeskakel het. Ons sien julle hierdie komende Sondag by Kiro vir ons Engelse diens. Lekker dag verder. Totsiens.